Baie welkom aan al ons kykers na nog 'n episode van Gesels bietjie les. My naam is Armin Kritzinger en elke week doen ek die volwasse les van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Ons vra nie vir donasies nie, maar jy kan hierdie program ondersteun deur asseblief vir ons op die like knoppie te druk. Lewer asseblief vir ons kommentaar. Dankie, amen. Van waar luister julle af? Daarso in die koue Suid-Afrika of waar ook al julle in die wêreld mag wees. Ons waardeer verskriklik baie julle ondersteuning. Party van julle wat elke week bietjie vroeg hierdie les luister aan die begin van die week, het agtergekom dat hierdie week is die les 'n bietjie laat en dit is soos wat baie van julle seker al gehoor het. Ek het 'n noodoperasie gehad vroeg hierdie week in die vroeë oggende van maandagooggend, het my blinde darm gebars en toe het hulle darm my lewe gered en nou is ek terug by die huis en so ons is reg vir gesels 'n bietjie les. Voordat ons in hierdie week se les gaan inspring, kom ons sluit ons oë vir 'n woord van gebed. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ek nog lewe en dat ons hierdie week bietjie weer les kan gesels. Ons vra vir die Heilige Gees om nou saam met ons te wees, om ons te leer wat waar is, sodat ons meer en meer soos Jesus kan wees. Ek bid en ons vra dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Baie dankie vir almal van julle wat hierdie les met julle Afrikaanse vriende en familie deel. Onthou, ons wil Jesus groot maak. Jesus is lief vir Afrikaanse mense, hy is lief vir Suid-Afrika. En so onthou, ons is hierdie kwartaal 3 van 2026, 13 lesse oor 1 en 2 Korintiërs en hierdie week is ons by les nommer 7. Nou hierdie week se les se titel is Die liefde uitmuntend uitgebeeld. En dan sal twee mense lyk dit my daarso wat so mooi hande vashou, seker 'n mooi uitbeelding van die liefde. Nou ons geheue teksvers is daar uit 1 Korintiërs hoofstuk 13 vers 13 en nou bly geloof, hoop, liefde. Hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. En later in hierdie week se les gaan ons bietjie meer na daardie vers kyk. In geval julle wonder wat dit nou mag beteken. So die liefde oorwin alles, dis wat die Bybel vir ons sê, nie net die skrywer van die les nie. Dit is waarom Paulus so baie daaroor te sê gehad het. En dan sê dit vir ons hierso die Griekse woorde wat julle baie gaan sien hierdie week se les. En so julle het seker al gehoor dat agape is 'n woord wat gebruik word in die Bybel vir liefde, om hierdie liefde te beskryf waaroor ons hierdie week gaan gesels. Dit is 'n algemene woord en Paulus gebruik dit sommer 135 keer in sy sendbriewe. Dit is omtrent halfte van die kere wat dit in die Nuwe Testament gebruik word. Maar onthou, Paulus het soos 'n groot deel van die Nuwe Testament geskryf. En wat kan ons hieruit aflei? Dat die liefde is 'n hooftema vir Paulus in sy sendbriewe aan die Korintërs. En onthou, liefde is eintlik maar 'n hooftema van die hele Bybel. Selfs as jy die Gees van Profesie lees en daai groot 5 boeke, weet as jy begin die heel eerste sinnetjie van patriarge en profete, dan gaan dit oor liefde en die heel laaste sin in groot stryd gaan ook oor liefde. Die Nuwe Testament bevat vele merkwaardige skrifgedeeltes oor liefde. En dan luister daarso vir ons 'n hele paar, maar niks kan naby 1 Korintiërs hoofstuk 13 kom nie. Dit is die ene wat die kroon vat as die hoofstuk van liefde. En ek het laasweek genoem, maar ek weet nie of julle kan onthou nie, die Gees van Profesie sê vir ons, dit sal goed wees as ons elke dag daardie hoofstuk in die Bybel lees. En selfs as ons boekies en goeders gaan uitdeel, moet ons sommer hierdie 1 Korintiërs hoofstuk 13 daar agter in die boekies print, sodat die mense dit ook kan lees. Dis hoe belangrik dit is. Verlede week het ons gesien dat niks, selfs nie eers gawes van die Gees, enige waarde sonder die liefde het nie. En hoe verduidelik ek dit? Want liefde is die karakter van God. En sonder dat jy God in jou lewe het, sonder dat jy die Heilige Gees in jou lewe het, gaan daardie geestelike gawes in jou lewe nie aktief wees nie. So hierdie week gaan ons kyk na 1 Korintiërs hoofstuk 13, soos wat ek vir julle nou al seker 5 keer gesê het, en die gedeelte se wonderlike uitbeelding van die liefde op meer deurtassende wyse. Wat 'n mooi Afrikaanse woord. Soos ons aanstonds sal sien, is die liefde nie soseer 'n emosie nie. Nee, dit is glad nie 'n gevoel nie. Die Gees van Profesie sê vir ons, dit is 'n beginsel. Nou hier kom 'n belangrike dingetjie in wat ek moet sê. Die probleem wat ons gaan sien in hierdie week se les is juist dit, dat baie mense weet dat liefde is belangrik en dat God is liefde en die Bybel gaan oor liefde, maar hulle het 'n misverstand oor wat liefde nou eintlik werklik waarlik is. Want hulle liefde en hulle begrip van liefde kom nie uit die Bybel uit of die Gees van Profesie uit nie. Nee, hulle begrip van liefde kom uit wat hulle in hierdie fliek gesien het of wat hulle in hierdie boek gelees het of wat hierdie oom vir hulle gesê het. En so dis een of ander emosie of gevoel en emosies kom en emosies gaan. Maar God se woord staan vas en vir ewig. Maar eintlik is dit 'n ingesteldheid, 'n houding waaraan mens in die alledaagse lewe uiting moet gee. Wat liefde werklik is en hoe dit prakties werk, kom tot volle uitdrukking in die lewe van Jesus. Nou liewe kyker by die huis, daai sinnetjie daar aan die einde van Sabbat som die hele week se les vir ons mooi op. So
Lekker slaap almal, mag julle 'n wonderlike week verder hê. Is eintlik wat ek nou maar kan sê, maar daar's nou nog 'n ander paar dae van hierdie week se les. So ons gaan voort. Maar as jy alles gaan mis wat ons hierna gaan praat, daardie is die hoofgedagte van les nommer 13. So as jy Sabbat daar in die kerk sit en jou predikant vra vir jou, wat se bydrae kan jy maak tot hierdie week se les? Dan blaai jy vinnig daarso na Sabbatmiddag toe, dan lees jy net daai laaste sinnetjie daarso, want regtig dit is die opsomming van hierdie week se les. Dit is prakties werklik die karakter van God, die lewe van Jesus, en ons moet soos Jesus wees, as hy liefde is, moet ons soos Jesus wees, dan moet die liefde soos ons wees. So hierdie week se les gaan basies ons nou net help om 'n beter begrip te hê van wat liefde nou eintlik is volgens die Bybel. So Sondag se titel is die onontbeerlikheid van die liefde. Onontbeerlikheid. Dit is 'n woord wat ek nie baie gebruik nie. Hoe baie gebruik julle daai woord onontbeerlikheid? So julle moet maar bietjie gaan opsit, wat beteken daai woord? Maar omdat ek ook die Engelse les doen, weet ek waarvan dit vertaal is, en dit beteken dat liefde is nie ietsie opsioneel nie. Liefde is ietsie wat 'n moet is. Dit moet daar wees. Jy kan nie sê, ja, jy weet, in my Christelike lewe kan ek liefde hê, of ek kan nie liefde hê nie. Nee, dit is 'n moet. Dit is nie ietsie opsioneel nie. So verlede week het ons die liefde as tema aangeroer, soos dit in 1 Korintiërs hoofstuk 13 uiteengesit word. Dit beteken, ons het net bietjie liggies daaraan gevat. Maar hierdie week wil ons nou ordentlik kyk wat dit beteken. So kom ons begin. Ons gaan lees 1 Korintiërs hoofstuk 13, die hele hoofstuk, al 13 versies. Soms sê hy uiteensetting van die liefde nou op. 1 Korintiërs hoofstuk 13 vers 1 en 2. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. So wat sien ek uit hierdie eerste 2 versies? Hy gebruik hierdie uiterstes. Nie probeer sê dat, jy weet, jy kan baie geloof hê en berge versit en nog steeds nie die liefde hê nie. Nee, dis nie wat hy vir ons probeer sê nie. Hy gebruik hierdie uiterstes om te sê, al kon jy dit doen, al kon jy hierdie onmoonlike dinge doen, maar jy het nie liefde nie, dan beteken dit niks. So dis nie iets opsioneel nie. En al sou ek al my goed uitdeel en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer. Maar profeseë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop, liefde. Hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. So daai is die hele 1 Korintiërs hoofstuk 13. Nou die vraag daarso was, som Paulus se uiteensetting van die liefde nou op. Nou liewe kykker by die huis, kom ek speel oop kaarte met julle vandag. As ons nou Paulus se uiteensetting van liefde gaan opsom, wat hy ons nou net hierso gelees het, wat die hele hoofstuk is, en hierdie hele hoofstuk is waaroor ons les gaan, dan gaan ek basies die hele les met julle moet deurgaan, en dan is ons hele les verby, weer eens. So, ons kan nie dit heeltemal opsom nie, want dis mos nou waar die les gaan hierdie week. So as ek dit met 'n eenvoudige sinnetjie, 1 of 2 sinnetjies moet probeer verduidelik, sal dit wees, dat liefde is nie ietsie opsioneel nie. Dit is iets wat verskriklik noodsaaklik is in die Christelike lewe. Dit is nie een van die noodsaaklike nie. Ons sal sê dit is die noodsaaklikste in die Christelike lewe. Want onthou, soos wat ons later gaan sien in die les, liefde is die karakter van God. En jy gaan nie 'n Christen kan wees as God se karakter nie in jou is en binne jou woon nie. Want onthou, die hele Christelike lewe is 'n oorgawe van jou lewe aan Jesus en hoe hy sy lewe binne in jou uitleef. So Paulus probeer nie hier sê dat die spreek van tale, profesie, geheimenisse, kennis, geloof, welwillendheid nutteloos is nie. Ons weet hy sê dit nie, want ons het nou laasweek gesien hoe belangrik dit is. Dit is slegs sonder liefde dat hulle so word. Hulle gaan nie eers daar wees sonder die liefde nie, want die liefde is die dryfkrag wat die gawes van die Gees aktief gaan maak in ons lewens. En so laasweek het ek gesê, as jy rondom jou kyk en jy kyk na jou eie lewe en jy voel dat, waar is die geestelike gawes? Dit lyk net of ek hulle nie kan sien nie.
dis omdat die liefde nie daar is nie. En ons weet dit is waar, want ons kyk na die Laodicea boodskap in Openbaring hoofstuk 3, en ons sien die liefde is nie daar nie. So as die liefde daar gaan wees, as ons eendag op 'n reendag ons harte gaan oopmaak vir Jesus om in te kom, want hy staan daar en hy klop, maar as hy eintlik nou gaan inkom, binne ons gaan woon, dan gaan daai gawes van die Gees aktief wees en evangelisasie gaan ontplof en dan gaan eenheid wees en al hierdie dinge wat ons nou dink onmoontlik is, gaan moontlik wees. So die soort liefde waarvan Paulus hier praat, is nie die soort wat mense veral, in party engele sal sinne gebruik, soos ek is lief vir arbeye, of ek is lief vir my vriende, of ek is lief vir my man of my vrou, of wat ook al nie. Nou, kom ek wees eerlik met julle, liewe kyker by die huis. Hierdie is die een paragraafie in hierdie week se les, wat ek regtig wens, hulle liewers maar uitgelos het. Hoekom sê ek so? Want, ek dink, die tipe liefde wat jy vir jou vriende het, die tipe liefde wat jy vir jou man, jou vrou of jou kinders het, is ook hierdie liefde wat van gepraat word in 1 Korintiërs hoofstuk 13. Jy sien, ek dink die probleem is dat baie mense dink, die liefde wat jy vir jou man het, is net erotiese liefde. Maar dit is nie so nie. Ons het meer as een tipe liefde vir jou man of vir jou vrou. Daar's meer as een tipe liefde wat jy kan hê vir 'n persoon. En so die les weerspreek amper homself hierso, want dit sê dan hierso vir ons, die liefde wat hierso van gepraat word, dit beteken dat ons optrede, gevoelens, gedagtes heeltemal aan die liefde van Christus en ons medemens wy. Nou, as ons praat van ons medemens, sluit dit nie ons vriende in nie, sluit dit nie jou man en jou vrou en jou kinders ook in nie. So definitief, die les probeer hierso vir ons die hoofgedagte is nou maar net om te besef dat 1 Korintiërs hoofstuk 13 praat nie van erotiese liefde nie. En dan sê die les hierso vir ons, 1 Korintiërs 13 word baie keer gebruik by troues en so aan, maar ek sal sê, as die predikant daarvoor staan en hy praat met die paartjie daar, dink ek nie almal het erotiese liefde in hulle gedagte nie. Hulle dink aan 1 Korintiërs hoofstuk 13 se liefde. 'n Man en 'n vrou het ook agape liefde vir mekaar, om geduldig te wees en al hierdie ander mooi dinge wat ons gaan kyk in hierdie week se les. So, dan kyk ons na Matteus hoofstuk 24 vers 12, waarteen waarsku Jesus ons hier. So vir die van julle wat gereeld na my preke luister, julle weet dat wanneer ek praat oor die eindtyd, dan praat ek baie keer oor hierdie spesifieke vers. Want onthou, Matteus hoofstuk 24 is mos nou oor eindtyd gebeure en tekens en al hierdie tipe dinge. En ek voel net, hierdie is daai enetjie wat mense nie so baie oor praat nie, so dan probeer ek maar oor te praat. So die Bybel sê daarso vir ons, en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. So dinge in die wêreld word slegter en slegter en slegter en slegter, en dan lyk dit asof die mense se liefde net soos 'n vliegtuig is wat besig is om te vul. Nou, in plaas daarvan om net rondom jou te kyk en te sê, ja, ek kan dit sien in my kerk, ek kan dit sien by die werk, in die skool, hierso by die ouete huis, ek kan dit sien in die koerante op die nuus. Wat van in jou lewe? Wat van in my lewe? Is ons liefde ook besig om koud te word? Jy kyk rondom jou na mense wat miskien verskillende politieke idees het of ander kultuur het en ietsie soos dit, en dan frustreer dit jou so dat jou liefde vir daardie mense begin koud word. En dit klink vir my, as ek hierdie les verstaan, asof dit bietjie gevaarlik is. So dit is waarom agape liefde so onontbeerlik, essensieel, noodsaaklik is. So danksy die krag van Christus kan ons nie toelaat dat die liefde in ons huise, gemeentes en in ons woonbuurte verkoel nie. Die voorbeeld van Christus, die het ons, daar waar hy aan die kruis vir ons gesterf het. 'n Beter en kragtiger uitdrukking van agape liefde het ons nie op die aarde nie. Hoewel ons pogings daartoe nooit een Christus se uitdrukking kan opweeg nie, behoort ons dit in welke mate ons ook al kan, deur die genade van Bo in ons lewens te openbaar. So wat ook al die maksimum hoeveelheid liefde is wat die Here weet ons kan openbaar in ons lewe. Jy kan dit doen. Nie as gevolg van jou nie, nie as gevolg van jou krag en jou vermoëns en al daai tipe dinge nie, maar as gevolg van die genade van Bo. In die Here se woord is skepende krag om dit waar te maak in jou lewe sodat jy die hoogste standaard van liefde kan bereik wat hy vir jou en vir my bepaal het. So die uitdrukking van hierdie soort liefde kan 'n kragtige en positiewe impak op iemand se lewe maak. Dink nou aan voorbeelde waar mense eintlik 'n behoefte daaraan gehad het, waar dit ongelukkig nooit ontvang het nie. So 'n praktiese voorbeeld wat ek miskien met julle kan deel, is soos wat ek vroeër gesê het, hierdie week was ek in die hospitaal gewees, sommer vir 'n hele paar aande gewees. En weet julle wat? Daar's party mense in die hospitaal wat nie besoekers ontvang nie. En ek dink, so bietjie agape liefde sou hulle ondervinding net baie beter gemaak het. En as ek kyk na die verpleegsusters wat bietjie agape liefde het en hoe hulle met die mense te werk gaan en hoe hulle die mense behandel en hanteer, dan lyk dit asof die pasiënte nogal heel gelukkig is. En as ek kyk na die
verpleegsusters wat so bietjie knorrig is en nie so lekker agape liefde daarso het nie, dan lyk dit asof die ondervinding van die pasiënte nie so lekker is nie. Nou so wat kan ek nou eintlik hierdie uit leer? Is dat Jesus se agape liefde reël vir die heelal is nie net ietsie wat hy net opgemaak het nie. Dit is die beginsel wat die beste werk. Dit is die beginsel wat die vreugde, vrede en geluk van die heelal beskerm en bewaar. En dit maak my verskriklik dankbaar dat hy my God is, dat ek 'n Christen is en dat hy die waarheid met my deel sodat ek ook hierdie vreugde, vrede en geluk in my lewe kan hê. Nou Maandag se titel is hoe die liefde optree. Dan kyk ons daarso na verse 4 tot 7 in 1 Korintiërs hoofstuk 13 en die les noem hierso vir ons 7 dinge wat die liefde doen. Nou ek hou baie van daardie manier want dit is maar soos werkwoorde basies. Jy weet, liefde is nie net ietsie wat jy sê of wat jy dink nie. Liefde is ietsie wat gedoen moet word. En dan sal jy sien vir elke 7 van hierdie werkwoorde of ek dink is werkwoorde, ja, dit sê werkwoorde daarso, het ons die Griekse woord hierso. So nou gaan julle seker weer voel asof julle nou weer by universiteitsklasse aansluit en julle antieke tale gaan leer en al hierdie interessante dinge, maar vir ons normale mense wat hierdie week se les doen, julle kan nou maar net daai gaan fokus op die laaste paar sinnetjies in Afrikaans en ek beloof julle, dit gaan vir julle 'n baie mooi verduideliking gee van daardie werkwoorde. So die eerste een sê lankmoedig, 'n bietjie geduld. Geduld beklemtoon ook die vermoë om mekaar in liefde te verdra. 'n Praktiese voorbeeld van dit sal wees, weet, jy's opgewonde oor ietsie nuuts wat jy geleer het, maar iemand anders in die kerk, iemand anders in jou familie het dit miskien nou nog nie geleer nie. So, 'n bietjie geduld, bietjie lankmoedigheid om te besef dat, weet, almal is nie op dieselfde punt in hulle Christenreis nie. En daar's bietjie ander dinge wat die mense moet leer wat ons miskien al geleer het en miskien is daar dinge wat hulle al geleer het wat ons nog moet leer. So 'n bietjie geduld, 'n bietjie lankmoedigheid is belangrik. Ek dink dit sal die eenheid in die kerk help, dit sal dit beskerm. Dan is daar vriendelik en om te gee. So wanneer Paulus sê dat die liefde omgee, oftewel vriendelik is, bedoel hy dat mens in jou naaste liefde die barmhartigheid en genade van God teenoor ons het, moet weerspieël. So ek hou van daai woord barmhartigheid, bietjie genade vir ander mense, bietjie grasie. So hierdie vriendelik en omgee, dink ek is regtig soos 'n sambreel wat so baie aan 'n liefde optredes onder dit gaan vashou. So ek dink Paulus is baie slim in hoe hy die woorde gebruik hierso. In plaas van vir ons 'n 9 volume boeke te skryf oor weet wat liefde is of ietsie soos dit, gee hy vir ons 'n lekker mooi opsomming hierso wat beginsels bevat wat baie dinge dek wat nie noodwendig so uitgespel word hierso nie. As ons kyk na nommer 3, dit is saam bly in die waarheid. So dit is op die vermoë om saam met ander vreugde te ervaar. Laat die son net tog asseblief bietjie skyn in iemand anders se lewe ook. As ietsie goed gebeur in hulle lewe, in plaas daarvan om te sê, ja, jy weet, maar dis mos gekoop met die geld wat hulle by die bank geleen het of ietsie soos dit. Laat die son bietjie skyn in iemand anders se lewe. Bietjie vreugde in iemand anders se lewe. Natuurlik as dit weet iets is wat binne die wil van die Here is en ietsie wat reg is en so aan. So ek dink dit is belangrik. Dan kyk ons na nommer 4 hierso. Dit sê bedek alles. Julle sal sien nommer 4 hierso en nommer 7, hulle sit hierdie twee basies saam en hulle sê, jy dink ons weet, hulle is maar min of meer dieselfde ding. Nou, ek sal bietjie verduidelik wat ek dink miskien anders kan wees dan hulle toe. So, bedek beteken basies hierso om ietsie deur te druk, om ietsie te verdra miskien. Die deursettingsvermoë kom duidelik in 1 Korintiërs hoofstuk 9 vers 12 voor. So met die gevolg dat die meeste Bybelkenners en vertalers in Engels die tweede opsie verkies het. So, ons gaan sommer hierso sê die deursettingsvermoë om deur te druk. Hou aan, moenie opgee nie. Is miskien 'n eenvoudige kleuterskool Afrikaans manier om dit te sê. Dan nommer 5, glo alles. Dit beteken nie noodwendig alles wat almal vir jou sê is nou net die waarheid nie. Ons moet nou nie so reageer daarop nie. Wat beteken is gee vir mense die twyfel, die voordeel van die twyfel. Nou vir die van julle wat gereeld met my praat, julle weet dis ietsie waarvoor ek baie lief is. Jy weet as iemand ietsie verkeerd doen, dan sê ek altyd gee hulle die voordeel van die twyfel. Miskien is hulle nie sleg nie. Miskien het hulle net nie geweet nie. Miskien het hulle net nie geweet nie. Selfs Jesus toe aan die kruis was het hy ons gebid. Weet liewe Vader, vergewe hulle asseblief omdat hulle basies nou nie geweet het nie. Gee vir mense daai voordeel want baie keer het jy al dinge in jou lewe gedoen wat nie so goed is nie en die rede was nie omdat jy weet saam met die duiwel wou gehardloop het of iets soos dit nie. Miskien is dit omdat jy net nie van beter geweet het nie.
So, glo alles in hierdie sin is, gee mense die voordeel van die twyfel. Dan nommer 6 hierso is, hoop alles. So, die oortuiging of verwagting dat iets goeds gaan gebeur. Weet, die Here is lief vir jou, hy's geïnteresseerd in jou lewe, ietsie goed kan gebeur. Selfs hierdie week was nou nie die wonderlikste week in my lewe gewees nie. En wie van julle wat my ken, julle weet alles wat kan verkeerd gaan in my lewe gaan mos altyd verkeerd. Ek het dit nog eers vir julle genoem nie, maar Vrydag aand het my vrou se ouma gesterf en toe moes my vrou soontoe gaan by die ouma se begrafnis en toe was ek nou alleen gewees met my kinders by die huis en dis nou toe my blinde darm gebars het en al die dinge gebeur het. Maar kan nog steeds bietjie hoop hê. So wat sal ek sê was die goeie punt uit hierdie hele situasie. Wel, in die hospitaal kon ek iemand ontmoet wat deel is van 'n spesifieke geloofsgroep wat baie moeilik is om oor te praat met Jesus. En hy het oorkant my gelê in die hospitaal en ek het 'n geleentheid gehad om met hom te praat en hy het my bietjie vertel van sy lewe en die dinge waarmee hy sukkel en ek het met hom gepraat oor my Christen lewe en oor sy geloofstelsel wat ek ook so bietjie ken en hom bietjie aangemoedig. Ek dink dit is 'n positiewe ervaring wat ek gehad het in midde van al hierdie negatiewe dinge. Nou ek sê nie weer dit is die primêre manier hoe die Here wil hê ek moet evangelisasie doen dat hy wil hê my organe moet bars en my hospitaal toe stuur sodat ek net vir een iemand kan vertel van Jesus nie. Maar in hierdie slegte omstandighede kon nog steeds iets mooi gewees het. Daar kon nog steeds iets goed gewees het. En ek het gesê asseblief liewe Jesus, die Afrikaanse mense in Suid-Afrika, hulle kontak my familie en hulle wil weet waar se Afrikaanse les en hulle klink nie baie happy nie. Asseblief stuur my net huis toe sodat ek vir die les kan gaan opneem. En hier sit ek, uit my gebed verhoor. So die Here is nog steeds goed. Dan die 7de een daarso is verdra alles. So weer eens het dit gesê, onthou soos by nommer 4 daarso hierdie deursettingsvermoë om deur te druk. So die lesse hierso vir ons, dis amper maar dieselfde, dit word net weer beklemtoon of ietsie soos dit. Ek sal sê om dit 'n bietjie anders te maak of ietsie soos dit, weet. Miskien wat hy in gedagte gehad het is verskillende situasies. Weet, partykeer wat jy moet verdra is omstandighede, soos 'n siekte of 'n operasie. Ek weet ek praat baie daaroor want dis nou wat met my gebeur het. Of miskien het jy geval en jou been seer gemaak of ietsie soos dit. Ander kere is jou ietsie wat jy moet verdra, wat jy deur moet druk, 'n situasie met mense. Miskien 'n familielid wat sukkel met iets wat jy nou moet uithelp en hulle het nou by jou ingetrek, by jou kom bly of ietsie soos dit. Miskien is die een bietjie hoe jy mense moet verdra en die ander een hoe jy ander situasies in jou lewe moet verdra wat niks met mense te doen het nie. So ek dink op die einde van die dag, het maak nou nie saak of hierdie is soos wat dit is nie. Die beginsel bly waar dat in al hierdie situasies deursettingsvermoë om deur te druk is 'n belangrike beginsel van die liefde. So dan as ons kyk na hierdie verse wat ons nou gesels het, hierso op maandag se deel van die les, en ons vergelyk dit met Galasiërs hoofstuk 5 vers 22 tot 23 wat die vrug van die Gees is, in watter opsigte stem hierdie skrifgedeeltes ooreen? Hoe kan ons hierdie soort liefde in ons eie lewens verwesenlik? So kom ons lees dan daai verse net sodat ons weet waarvan ons praat. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. So definitief 'n paar dinge wat genoem word in 1 Korintiërs hoofstuk 13 oor liefde, is ook 'n paar dinge wat genoem word hierso in Galasiërs hoofstuk 5 oor liefde. Nou dit is nou nie vir ons baie groot verrassing nie. Hoekom nie? Want albei praat oor die karakter van God. Die vrug van die Gees, die heel eerste ene wat daarso genoem word, is liefde. So party mense dink, jy weet, miskien is liefde weer eens soos die sambreeltjie en al die ander dinge is nou maar net onder die sambreeltjie. Of miskien is dit nie, dit maak nie saak nie. Die belangrike ding is dat die liefde is daarso. Die vrug van die Gees is die karakter van God. In 1 Korintiërs hoofstuk 13, liefde is ook die karakter van God. So, hoe kan ek hierdie liefde dan verwesenlik in my lewe? Eenvoudig, prakties, klein kindertjies by die huis, julle moet dit kan verstaan. Hoe kan ek liefde hê in my lewe? Hoe kan ek die vrug van die Gees hê in my lewe? Kom na Jesus toe in gebed en sê, liewe Heer, alles wat ek geleer het in die Bybel en in die gees van profesie, ek wil hê dit moet waar wees in my lewe. So alles wat nou in my lewe is, wat teenstrydig is met die woord, ek gee dit nou op, ek gee dit nou oor, en ek maak 'n keuse in my brein, dat ek wil lewe volgens u woord, en ek weet ek het nie die krag om daai woorde waar te maak in my lewe nie, maar ek glo dat in daardie woorde self is die krag wat dit gaan waar maak in my lewe. En liewe kyker by die huis, dit werk. Hoekom weet ek dat dit werk? Want ek het dit al in my eie lewe gedoen, en ek weet dit werk. En ek ken ander mense wat dit gedoen het in hulle lewe, en dit het ook gewerk. Dit werk. Proe dit vir jouself. Dit is hoe jy hierdie Galasiërs hoofstuk 5 kan verwesenlik in jou lewe, en ook 1 Korintiërs hoofstuk 13. Dan as ons kyk na Dinsdag se deel van die les, hoe die liefde nie optree nie. So Dinsdag is amper nou maar soos die teenoorgestelde van Maandag se deel van die les. Dis nou maar die ander kant van die koin wat ons nou omgeflip het.
Ons het maandag gekyk na die 7 positiewe dinge wat liefde doen. En nou hierso op Dinsdag gaan ons kyk na die dinge wat liefde nie doen nie. En ons gaan sien daar's 8 van hulle. So dit vra vir ons om weer eens te lees hierso daai paar verse en ons sal dit doen. Waarom noem Paulus nie net wat die liefde is nie, maar ook wat dit nie is nie. So dit sê so vir ons, die liefde is lankmoedig, vriendelik, liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitter nie, reken nie die kwaad toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. So hoekom sal ek sê, hoekom gooi hy hierdie laaste 8 ook daarso in saam met daai eerste 7, wat sê, liefde is nie jaloers nie, liefde is nie dit nie dat nie dit nie. Ek dink, soos wat ons voorgepraat het in die les, baie mense in die wêreld, vandag, en heel moontlik in daai tyd, het 'n wanpersepsie of 'n verkeerde begrip van wat liefde is. So as baie mense wat kon gelees het, okay, dis wat liefde is, en dan wonder hulle by hulle myself, okay, maar is liefde nie ook dit nie? Is dit nie ook dat nie? Want dis wat baie van die mense doen in hulle kerk of in hulle huis of by die werk of wat ook al dit mag wees, en hy sê vir hulle, dit is nie dit nie. Miskien het julle gehoor dat liefde is hierdie, maar dit is nie so nie. Hy is besig om hulle te help om 'n regte begrip van liefde te hê en om hulle verkeerde begrip van liefde uit te vee, uit te was. So gister maandag het ons na die 7 maniere van 'n optrede van liefde gekyk. Dit was nou daai positiewe maniere gewees, en dan hierdie dag, Dinsdag, gaan ons nou kyk na 8 negatiefes. So die liefde is nie afgunstig nie. So wat beteken dit? Hoewel die begeerte na 'n bepaalde gawe van die Gees aanvaarbaar is, moet 'n mens nooit afgunstig op die persoon wat oor daardie gawe beskik nie. So afguns, eenvoudige kleuterskool Afrikaans, moenie jaloers wees nie, asseblief. Moenie jaloers wees nie. En is dit 'n probleem in ons samelewing vandag? Dit is. Ander mense huis, ander mense kar, ander mense geld, ander mense vrou, ander mense werk, wat ook al dit mag wees. Nommer 2. Die liefde is nie groot praatrig nie. Is dit 'n probleem in ons wêreld vandag? Dit is. Die liefde strewe nie hierdie dinge na nie. Arrogansie, as ook die soeke na wêreldse applous. Veral met sosiale media jaag die mense die wêreldse applous. Hoeveel mense kan ek hê wat my volg, of wat my like, of wat my dit doen, of wat my dat doen, of al daardie tipe dinge. Die liefde is nie verwaand nie. Wat is verwaand? Kennis maak verwaand, maar liefde bou op. Verwaand is om jouself, die Engels sê, op te puff. Om te dink jy's beter as ander mense. Want ek het 'n universiteitsgraad en jy het skaars graad 1 Engels deurgekom. En so ons dink ons is beter as ander mense. 'n Liefdevolle persoon se eie ek is nie opgeblaase nie. Dan kyk ons na nommer 4. Die liefde tree nie onwelvoeglik op nie. So hier wys Paulus waarskynlik na die binnengevegte in die Korintiese gemeente, die arrogante en onvanpaste wyse waarop die sogenaamde ervarige gelowiges teenoor die onervarige gelowiges in die Korinte gemeentes opgetree het. So ek het al elke liewe boek oor hierdie gelees of oor daardie gelees, daai persoon weet nie waarvan hulle praat of ietsie soos dit nie. Nou op die einde van die dag, Jesus kom nie terug vir die slimmes, vir die dommes nie. Jesus kom terug vir mense wat hulle lewe oorgegee het en om mense van geloof, mense wat eintlik lewe volgens wat hulle weet, of dit nou bietjie is of baie is, die Here kom terug vir mense van geloof. Nommer 5, die liefde soek nie sy eie belang nie, of dring nie op sy eie regte aan nie. So ons wil nie so politiek raak nie, maar om dit eenvoudig op te som, jy soek ander mense se beswil voor jou eie. Dit is ietsie eenvoudig. Dan nommer 6, die liefde is nie lig geraak nie. So die liefde is dis nie soos die volgende Afrikaanse uitdrukking dit sal stel, kort van draad nie. 'n Liefdevolle persoon is nie 'n kruikie roer my of 'n kriewelkop of 'n nikkebol nie. Dink, is Afrikaans nie mooi nie? Dit is pragtig. Dit is woorde wat ek vir my vrou en my kinders moet leer. 'n Kriewelkop of 'n nikkebol. 'n Kruikie roer my nie. Lig geraak, word maklik ontstel. En bietjie oor hierdie nommer 6, so ek bedoel as jy in die publiek gaan, as jy daar so 'n Pick n Pay rondloop, en jy sien 'n man en 'n vrou wat daar sou rondloop en hulle is binne besig om hulle inknopies te doen. En die man is bietjie kort van draad met die vrou, of die vrou is 'n kriewelkop of 'n kruikie roer my nie. Dan begin jy te wonder, sjoe. Ek weet nie of hulle liefde vir mekaar so aan die brand is nie. En so definitief, ons net ietsie binne in jou as jy sê, dit lyk nie soos liefde nie. Die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Dit beteken natuurlik dat die liefde vergewe. Daar's vergifnis.
Jy hamer nie heeltyd op foute wat mense 500 jaar terug gemaak het nie. Beweeg bietjie aan, asseblief. Die liefde verbly hom nie oor onreg nie. Nie net is daar geen boekhouding van die kwaad by die liefde nie, maar ook geen verknetering in daardie flaters wat iemand begaan het nie. Om grappies te maak oor mense wat verkeerde dinge of slegte dinge doen nie. Dit is nie van pas nie. Dan Woensdag se titel is 'n uitbeelding van Jesus. Nou, ons het dit al 'n hele paar keer genoem in hierdie les en dit is ons hoofgedagte ook van hierdie week se les, is dat liefde 1 Korintiërs hoofstuk 13, Galasiërs ook die vrug van die Gees soos wat ons vroeër oor gepraat het. Dit is 'n uitbeelding van Jesus. Dit wys eintlik maar vir ons wat sy karakter is. So die lesse hierso vir ons, partykeer dan lees mense 1 Korintiërs hoofstuk 13 en dan voel hulle bietjie frustreerd. Hoekom? Want gou besef ons dat ons skiet bietjie kort. Al hierdie karaktereienskappe word nie in ons lewens gesien nie. Nou, hoekom is dit so? Moenie paniek nie. Moenie van die skip afspring nie. Onthou, die Here is besig om in jou lewe te werk en in my lewe te werk. En jy kry nie noodwendig van dag 1 af 'n 100% volledige prentjie van Jesus nie. Jy kry so bietjie. En soos wat jy dit aanneem in jou lewe en volgens dit leef en dit waar is in jou lewe, so leer hy vir jou nog 'n bietjie en nog 'n bietjie en nog 'n bietjie. En as dit is hoe jy Jesus leer en onthou sy karakter is liefde, dan beteken dit jy gaan elke dag 'n bietjie meer leer oor wat liefde is, oor wat sy karakter is. Onthou, op die einde van die dag is jy besig om daai leertjie te klim. Jy kan nie van die leertjie afval of net op die trappie nommer 1 sit nie. Ons is besig om die leertjie te klim want die Here het 'n plan vir jou, hy het 'n plan vir my, hy het 'n ideaal vir jou, 'n ideaal vir my en ons kan dit bereik as ons nie op ons eie vermoëns en kragte staat maak nie, maar op die krag wat hy vir ons gegee het in sy woord. En ek dink dis net hoop, dis goeie nuus. Dan hoef jy nie frustreerd te voel nie. Dit gee vir jou hoop dat die Here het planne vir jou lewe. Daar's iets moois in jou lewe wat hy nog wil doen. Hy's nog nie klaar nie. Hy's nog besig om te werk in jou lewe en in my lewe. Niemand het nog ooit hierdie eienskappe volmaak weerspieël nie, behalwe Christus natuurlik. So, dis waar dat van geboorte af is hy die enigste een wat dit volmaak weerspieël het. Maar of daar nou ander mense is wat hierdie eienskappe volmaak weerspieël het in terme van teen die einde van hulle lewe, het hulle al die slegte punte oorkom. Ja, miskien Elia, miskien Henog, miskien die mense wat gaan lewe, die 144,000 wanneer Jesus gaan kom. So, ons moet versigtig wees in daai sinnetjie. So, op die keper beskou, interessant Afrikaans hierdie week, is Paulus se uitbeelding van die liefde eintlik 'n uitbeelding van Jesus. En dis soos wat ons gesê het, Sabbatmiddag, dag nommer 1 van ons les. So nou gaan ons kyk na nog 'n paar verse. Ek gaan sommer, kom ons sê, hierdie paar vir ons lees. Almal behalwe die laaste een. Wat leer ons hieruit aangaande die liefde? So kom ek maak daai verse vir ons oop, dan kyk ons nog 'n paar ander verse oor die liefde om ons prentjie bietjie vir ons in te kleur verder. En voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wist dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad tot die einde toe. 'n Nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle liefgehad het, julle ook mekaar lief hê. Nou, hierdie was nie regtig 'n nuwe gebod in terme van wat hy van ons verwag nie. Van die begin af, natuurlik wil die Here hê dat ons moet lief wees vir mekaar, maar dit was nie in terme van hoe hulle dit verstaan het en ook hulle praktiese ervaring. Want onthou, voor dit het hulle maar onder mekaar beklei oor wie gaan die grootste wees in die koninkryk en al daardie tipe dinge. So definitief 'n les wat ek hierso uit kan leer is, die tipe liefde wat hy vir my het, is die tipe liefde wat ek vir ander mense moet hê. En onthou, hy is nie net lief vir die goeie mense nie, hy is ook lief vir die slegte mense. En dis waar ons 'n bietjie sukkel. Johannes hoofstuk 15 vers 9 en 12, baie soortgelyke gedagte. Soos die Vader my liefgehad het, het ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van my. Dit is my gebod dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle liefgehad het. En dis eintlik interessant. Hy sê soos die Vader hom liefgehad het, so het hy ons lief. En soos hy ons lief het, so moet ons mekaar lief hê. So as jy daai treintjie al die pad terugvolg, dan moet ons mekaar lief hê soos wat die Vader die Seun liefhet. Dit is die standaard van liefde wat hy vir ons stel. Nou weer eens, jy kan frustreerd voel of mismoedig word. Hoe gaan ek dit ooit bereik in my lewe? Hou op om na jouself te kyk, hou op om na jou vermoëns staat te maak. Daar's krag in sy woord om dit waar te maak in ons lewens. Dan kyk ons na Timoteus, hoofstuk 1 vers 14. En die genade van ons Here was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jesus is. So daai liefde en geloof kom saam met die genade, net soos wat geloof 'n gawe is wat die Here vir ons gee uit sy genadegawe, so is die liefde ook. So moenie in jouself die liefde gaan soek nie. Nee, die Here sal in jou werk en hy sal daai liefde tot volmaking bring in jou lewe. Dan in 2 Timoteus hoofstuk 1 vers 7 en 13, want God het ons nie 'n gees van versadigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Hou as voorbeeld van gesonde woorde die wat jy van my gehoor het en geloof en liefde wat in Christus Jesus is. So hier praat hy van
Selfs die woorde wat kom met geloof en kom ook in liefde. En ek kan eerlikwaar vandag getuig dat ek is regtig 'n baie anders persoon vandag as wat ek 15 jaar terug was. Baie anders. En ek dink nie dat ek met 15 jaar terug te gaan nie. Ek dink ek is 'n baie anders persoon vandag as wat ek 5 jaar terug was. 2 jaar terug was. En ek bedoel op die einde van die dag moet ons kan sê ek is 'n ander persoon as wat ek gister was. Want elke liewe dag, soos wat ons met die Here stap, kan ons meer en meer soos Jesus word, soos wat hy sy waarheid aan ons openbaar en deur sy genade hy ons verander. Veral in liefde, as ek terugkyk na my lewe, het ek baie gegroei in my liefde teenoor mense. Want dit is nie ietsie wat net natuurlik daar was nie. Dan 1 Johannes hoofstuk 3 vers 16, jy weet baie mense hulle ken mos Johannes 3 vers 16. Maar ek hou baie van 1 Johannes 3 vers 16. Dit sê hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. So ek hou van hierdie Bybelvers asof dit vir ons sê hierso is ons God se liefde vir ons leer ken. Nie wat hy vir ons sê nie, maar wat hy vir ons gedoen het. As jy kyk na die kruis, is dit die grootste prentjie van die liefde van God vir jou en vir my. Hy wys vir jou deur aksie, deur wat hy doen, wys hy vir jou die liefde. So dan sê die les hierso vir ons baie belangrik, jy weet, God is liefde. Wat 'n gedagte is, 'n lyntjie, 'n toutjie wat ons deur hierdie hele week se les trek. So lief het hy ons gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het. Jesus is die absolute toonbeeld van liefde en ons stem 100% daarmee saam. En dan, as jy kyk, hoe praat die Bybel van Jesus, dan sal ons sien dat baie van daai karaktereienskappe wat ons in 1 Korintiërs hoofstuk 13 gelees het, word gebruik vir Jesus. Jy weet, baie keer dan vat mense mos 1 Korintiërs hoofstuk 13 en daarso waar dit sê liefde, dan haal jy nou die woord liefde uit en dan sit jy jou eie naam, dan vra jy vir jouself, jy weet, is dit waar in jou karakter? En dit is letterlik waar vir Jesus. Die Bybel sê vir ons dat hy is geduldig in 1 Timoteus hoofstuk 1 vers 16. Hy daai verdraagsaamheid. Jesus is vriendelik en hy gee om. 1 Petrus hoofstuk 2 vers 3. Jesus verheug hom in die waarheid in Johannes hoofstuk 15. Jesus bedek en verdra alles in Hebreërs hoofstuk 12 vers 2 en vers 3. En Jesus hy glo alles. Toe Ananias moes gaan om vir Paulus te ondervra, ten einde die egtheid van sy bekering te bepaal, het Jesus die volgende oor Paulus gesê: ek het hom gekies as my werktuig. So ons sien hierdie karaktereienskappe van 1 Korintiërs hoofstuk 13, sien ons in die lewe van Jesus. En nou die praktiese vraag is, liewe kyk by Jesus, wat van jou en wat van my? Is dit waar dat hierdie dinge ook in ons lewe gesien word? En as dit nie waar is nie, dan hoef jy nie te wag vir môre of oormôre of vir jou verjaarsdag of vir Kersfees of vir nuwe jaar nie. Dit kan vandag waar wees in jou lewe. Stappie vir stappie, bietjie vir bietjie. Op watter ander maniere wys Jesus vir ons wat ware liefde is? So weer eens, definitief soos wat ek nou voorheen in die les ook gesê, die grootste manier is vir my wat hy vir my doen. En natuurlik die kruis 2000 jaar terug is natuurlik die grootste prentjie van liefde, dat die God van die heelal gewillig is om vir my te sterf, is ietsie wat vir ewig my denke te bowe sal gaan, maar behalwe wat hy vir my 2000 jaar terug gedoen het, wat hy vir my doen vandag? Hoe hy my gehelp het hierdie week, sodat ek vandag nog kan lewe en nog die les kan doen. Ek kon gesterf het hierdie week. Of wat hy vir my gedoen het 5 jaar terug of 10 jaar terug, hoe hy al my kinders gehelp het of my vrou gehelp het, die wonderwerke wat hy al vir my gedoen het, hoe hy my al gehelp het om waarheid met mense te deel, waarheid oor hom met mense te deel. Al hierdie dinge kan ek sien dat hy my bes wil in gedagte. Hy stel belang. Liewe kyker by die huis, Jesus stel belang in jou en in my. Daar waar jy sit, miskien voel jy alleen, miskien voel jy, weet ons niemand wat vir jou omgee nie. Miskien het jy nie baie vriende nie, daar's nie iemand wat jou eintlik bel of vir jou WhatsApp boodskapie stuur of ietsie soos dit nie. Weet net dat Jesus gee om. Jesus gee om. En Jesus is genoeg. Jesus is altyd genoeg. Dan as ons kyk na donderdag, geloof, hoop en liefde. Onthou, dit kom daarso uit vers 13 uit van hoofstuk 13. So tot dusver het ons geleer dat liefde geduldig, vriendelik, vreugdevol, veerkragtig, gelowig, hoopvol, volhardend is aangesien Jesus al hierdie eienskappe het. Sodra mens al hierdie eienskappe in Jesus se handel en wandel raak sien, kom die praktiese gedeelte. Jy moet dit naboots. Dit is nou die mooi praktiese deel van ons week se les. Dit was Paulus se wense vir die Korintiërs. Wanneer mense die lys van 8 negatiewe eienskappe bekyk en bloot die dubbele nie verwyder, het ons 'n redelike gepaste beskrywing van hoe die Korintiese gelowiges in hulle eie geleedere opgetree het. Nou liewe kyk by die huis, dis nie net waar vir hulle daar in Korinthe nie, maar dis ook waar ongelukkig vir ons vandag. Selfs in ons eie kerke, selfs in ons eie persoonlike lewens, tree ons ook so op. Ons is jaloers, ons is trots, ons lag vir ander mense wanneer hulle verkeerde dinge doen, ons maak grappies. Eendag sal ons nie meer net aan profeseë hê nie. Ons gaan ook net een taal almal praat. Peilbare menslike kennis sal met 'n splinternuwe kennis van God vervang word. Maar die Bybel sê vir ons,
Die liefde sal nooit vergaan nie. So wat beteken dit nou eintlik? So geloof, wanneer God eendag gaan kom, gaan vervang word met wat ons kan aanskou, wat ons kan sien. Onthou, geloof is om te glo dat God se woord gaan waar wees, al kan jy dit nie nou sien nie. Maar in daai oomblik as jy daar by hom staan, dit wat hy gaan praat, gaan geskep word, jy gaan dit kan sien. En die hoop ook, ons hoop mos nou op 'n dag wanneer Jesus eendag gaan terugkom. So wanneer hy nou teruggekom het, dan kom daardie hoop tot 'n einde. Maar die liefde gaan vir ewig aanhou. Hoekom? Want dit is die karakter van God. Liefde is die beginsel van die 10 gebooie. Dit is die fondasie van God se regering. Dit sal nooit tot 'n einde kom nie. As liefde tot 'n einde kom, dan kom alles tot 'n einde. Die hele heelal en ons almal en alles is net weg, heeltemal weg. Dit kan nie tot 'n einde kom nie. So binnekort sal ons Here en Heiland van aangesig tot aangesig sien. Ek hoop regtig dit is waar. Tot tyd en wel moet ons lewens aan die volgende 3 vorms van deugde gekenmerk word: geloof, hoop en liefde. Hierdie groep van 3 verteenwoordig die volheid van die Christelike lewe wat ons deur die Heilige Gees lei. En die Here kan vir ons al 3 daardie gee as gawes. Dit is waarom die gelowiges van die vroeg-Christelike kerk dikwels daarvan melding gemaak het. Ons sien dit heel dikwels in die Bybel, dis waar. Die liefde is egter die grootste van die 3. Dit is per slot van rekening die enigste deugde waarmee die aard en wese van God self beskryf word. So God is liefde. Let op die Bybelse stelling en bepeins dit. Hoe behoort ons dit reg te verstaan? Dit is iets wat ons net ten dele kan begryp. Waarom is dit nietemin sulke goeie nuus vir ons? So God is liefde, dit is die beginsel van sy wet, die wet is die weerkaatsing van sy karakter. Die belangrike ding is dan om te verstaan wat liefde is. Die eerste 4 gebooie verduidelik vir ons hoe om lief te wees vir God. En die laaste 6, hoe om lief te wees vir ons medemens. En dat ons al hierdie mooi gedeeltes in die Bybel, soos in Galasiërs oor die vrug van die Gees, en ons het 1 Korintiërs hoofstuk 13, dit kleer vir ons die prentjie oor liefde en hoekom, om vir ons 'n duideliker prentjie te gee van God se karakter. So definitief of dit nou die vrug van die Gees is, of dit die 10 gebooie is, of dit 1 Korintiërs 13 is oor liefde, al hierdie dinge stap hand aan hand met mekaar. So waarom is dit goeie nuus vir ons dat God liefde is? Want hy is almagtig, hy kan enige iets doen, maar hy is liefde. Dit beteken hy stel belang in jou lewe en in my lewe. Hy wil hê wat die beste is vir jou en vir my en vir die heelal. En dis hoekom ek so opgewonde is om in sy koninkryk onder sy regering te woon. Nou, Vrydag is daar baie mooi gedeeltes uit die Gees van Profesie uit. Ek gaan dit vir ons lees want dit is net so mooi en belangrik. Sê so vir ons uit Handelinge van die Apostels: as mense hart nie oorloop van liefde vir God en vir jou medemens nie, ongeag hoe indrukwekkend jou belydenis is jy nie 'n ware disipel van Christus nie. Selfs al is jou geloof sterk en selfs as jy vermoë om wonderwerke te doen, beteken dit net mooi niks sonder die liefde nie. Selfs al is jy vreeslik vrygewig en gee al jou besittings aan die armes, waar jou beweegrede is nie opregte liefde nie, het die Here geen behaag in jou liefdadigheid nie. Selfs al is jy so vuur en vlam vir Christus, dat jy 'n martelaarsdood sterf, maar liefde was nie jou dryfveer nie, is jy 'n waansinnige dweper of 'n eersugtige skynheilige in die oë van God. So dis harde woorde, maar dis belangrike woorde. Ons preek tot vervelings toe. Ons grootste behoefte is egter liefde vir verloorgaande siele, die soort liefde wat in oorvloed vanuit die troonkamer van God stroom. Dit is my begeerte op die oomblik in my lewe. Om die seën van die Here te hê in my lewe en om die liefde te hê vir mense wat verlore is. Vir daai mense wat slegte dinge doen. Nie net daai mense wat die goeie dinge, die mooi dinge doen, die vriendelike mense nie. Daai mense wat so kort van draad is. Daai mense wat jou sleg behandel. Ek wil daardie liefde vir hulle hê soos wat Jesus vir hulle het. Ware Christendom kring uit deur mense se hele wese. Elke noodsaaklike deel word aangeraak, die brein en die hart, die hande wat help en die voete, sodat mens kan vas staan waar God jou geplant het, sodat jou voet nie op allerlei dwaalweë beland nie, sodat jy nie uiteindelik behoeftige siele soos die verlamde man in die Bybel wegwys nie. Christus se vurige liefde en brandende begeerte vir die redding van verloregaande siele is die lewensbloed van die Christelike geloof. Dit is wat ek wil hê, maar die vurige liefde en brandende begeerte vir verloregaande siele. Slegs die liefde wat uit Christus vloei, kan heling bring. Daardie heling daarso is genesing. Die een in wie die liefde so sap in 'n boom bloed in die liggaam vloei, slegs deur hom kan die verwonde siel herstel word. Al ons trauma in ons lewe en al hierdie tipe dinge, ons kort die Here ons te geniet. Dan het ons 4 besprekingsvrae hierso op Vrydag. Die eerste een sê: let op Paulus se lys van die eienskappe van ware liefde. Dink jy dit is volledig? Wat sou jy bysit indien dit nie is nie? Ek hou nie daarvan om dingetjies by die Bybel te sit nie. Ek dink die Heilige Gees is nogal slim met wat hy doen. So, ek dink dit is volledig. En hoekom sal ek so sê? Onthou vroeër het ek gesê, want baie van daai woorde sien ek soos sambreel woordjies, wat ander dingetjies onder dit val. So as mense sou wou bysit, dink ek dat dit wat hulle sou wou bysit, sou onder een van daardie ander woorde geval het.
En ek dink ons kan dieselfde sê oor die vrug van die Gees in Galasiërs ook. So kom ons kyk na nommer 2, let op Paulus se opdrag, jaag die liefde na. Wat dink jy bedoel hy daarmee? Hoe sluit dit by die dinge wat hy in 1 Korintiërs hoofstuk 13 sê aan? Ek dink die rede hoekom hy vir ons sê ons moet die liefde aanjaag of najaag, is omdat liefde is nie iets wat natuurlik in ons is nie. Die karakter van God is nie iets wat van nature af van geboorte in ons is nie. As gevolg van sonde en ons sondige natuur is dit iets wat ons verlore het, en so ons moet jaag na liefde, is iets wat ons moet soek, sodat God deel kan wees van ons lewe, nie net 'n deeltjie nie, maar die hele deel, dat hy totaal en al kan oorneem in ons lewe, en dat hy sy lewe kan uitleef binne in ons. En hoe gebeur dit? Deur 'n totale oorgawe te maak aan sy woord, om te sê, nie my wil nie, maar u wil. Nie my manier van dinge doen nie, maar u manier van dinge doen. Dan as ons kyk na nommer 3, watter eienskappe van die liefde benodig jy die meeste in jou alledaagse lewe? Soos wat ek 'n oomblik terug gesê het, dit is hierdie vurige liefde vir verloorgaande siele. Daai mense wat sleg is, die slegste mense in die dorp. Ek wil 'n liefde hê vir hulle siele. Watter eienskap is van groter belang vir heel gemeente? So ek is seker elkeen van ons sal 'n antwoord hê vir ons gemeente, maar definitief die dinge van moenie jaloers wees nie, weet, al daai tipe dinge is definitief belangrik. So terloops, waarom vergelyk Paulus die liefde met gawes van die Gees, soos profesie, die spreek van tale, as ook kennis? Want profesie, spreek van tale en kennis kan 'n rol speel om mense nader aan Jesus te bring, en dieselfde is ook waar met liefde. Liefde kan 'n rol speel om mense nader te bring aan Jesus. Al daardie is gawes van die Gees, en almal van hulle is vir die doel om eenheid te bring in die kerk, en ook om die evangelie uit te dra aan ander mense, en vir hulle te wys wie Jesus regtig is. Dan nommer 4, Paulus sin speel daarop dat die liefde die groot antwoord op die gebrek aan eensgesindheid onder die Korintiese gelowiges was. Hoe so? En hoe geld dit ook vir ons hedendaagse gemeentes? Hoekom is liefde die antwoord op al die probleme in ons kerke? Want liefde is die karakter van God. En as elke lidmaat in ons kerk die karakter van God gehad het, sou ons nie net eenheid in ons kerk gehad het nie, dan sou ons seker al in die hemel gewees het teen hierdie tyd. So definitief, dit is die teenoorgestelde karaktereienskappe van Christus, wat ons aan vasklou, wat die probleme veroorsaak in ons kerk. So soos wat ons dan ons hand in Jesus se hand plaas, ons lewe in sy hand plaas, en afskeid doen van daardie karaktereienskappe wat nie deel van Christus is nie, so gaan dit beter en beter gaan in ons persoonlike lewens, en dan ook by die werk, by die kerk, en al daai tipe dinge, totdat Jesus se mense reg is, sodat hy sy kinders kan kom haal. So, ek is baie opgewonde en dankbaar en bly vir hierdie goeie nuus, dat hierdie liefde, wat ons sien in die Bybel, wat ons sien in die lewe van Jesus, kan ook waar wees in jou lewe en in my lewe. En dat ek hoef nie vir die krag te gaan soek, of die vermoëns te gaan soek om dit waar te maak nie, maar Jesus beloof vir my. Krag is in sy woord, dat hy hierdie verwagtinge wat hy het van my en vir jou, dat hy dit kan waar maak in ons lewe. Sodat ander mense Jesus in ons kan sien. Onthou, die laaste boodskap wat gaan uitgaan na hierdie wêreld, is 'n openbaring van God se karakter van liefde. Dit beteken dat al die karaktereienskappe en die beginsels wat ons in die Bybel gesien het, gaan in ons lewens geopenbaar word aan die mense rondom ons, sodat mense klomp Christene gaan sien wat rondloop op hierdie aarde, wat soos Jesus lewe, en dit oortuiging tot hulle harte gaan bring. Kom ons sluit ons oë vir 'n woord van gebed. Ons Vader wat in die hemel is, dankie vir vrede, dankie vir lewe, dankie vir vriende, dankie vir die les. Dankie vir liefde. Liewe Vader, laat elkeen van ons 'n totale oorgawe maak aan U, sodat hierdie karaktereienskappe van Christus teenwoordig sal wees in ons lewe. Sodat hy totaal en al beheer sal neem van ons lewe, soos wat ons dag tot dag oorgee aan hom. Dankie dat U in al ons behoeftes voorsien, ons fisiese behoeftes, soos wat U ander mense genees daarso by die huis van ons kykers, en ook vir my. Ek bid spesiaal vir ons geestelike behoeftes, dat U sal doen wat ook al nodig is, sodat ons oë gefestig sal bly op U. Ek bid vir al ons kykers by die huis, U weet presies wat hulle nodig het, mense wat sukkel met werk, met hulle gesondheid, en hulle gesinne, hulle families, wat ook al dit mag wees. Ek bid en ek vra dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Baie dankie Suid-Afrika en Afrikaners van reg oor die wêreld dat julle aangesluit het hierdie week vir les nommer 7 van Gesels bietjie les. Bid maar asseblief bietjie hierdie week vir my gesondheid, sodat dit bietjie kan herstel, sodat ek weer bietjie rond kan hardloop saam met my kinders, sodat hulle weer op my rug kan spring en alles. Ek mis daardie goeie ou dae. En dan moet asseblief nie volgende week mis nie. Volgende week is ons weer Sondag, Maandag vroeg weer terug met les nommer 8. Dan gesels ons bietjie les.